Goeiedag, vandag praat ons verder in ons reeks waarom die Christendom moet verander of definitief uitsterf. Dit gebeur in die westerse wêreld al meer en meer, dat kerke loop leeg, die Christene verdwyn net, want die reël is deesdae dat jy is nie godsdienstig nie, jy is nie 'n Christen nie. Baie min mense assosieer hulle enigstens verder met die Christelike geloof. En dit kom daarop neer dat die Christendom het groot foute gemaak in die verlede. Jy weet, ons het ten alle koste dogma verdedig. Ons het ten alle koste 'n sekere interpretasie van die geskrifte verdedig, ten koste van spiritualiteit en geloof en groei binne in onsself. Ek hoef nie julle daaroor te vertel nie, julle weet dit. Julle weet hoe kerke mense in slawerny vasgehou het, deur die absolute vrees wat hulle op mense neergesit het, met hierdie ding van, jy weet, jy gaan hel toe, as jy nie presies glo soos ons glo nie, dan is jy op pad hel toe. So Christus of Jesus dan eintlik bring vir ons 'n ander prentjie, en ons as volgelinge van sy leringe moet ten minste weet waar dit vandaan kom, en vanoggend praat ons oor 6 of 7 baie belangrike leringe wat Jesus gebring het deur sy vertellings, deur sy verhale, deur sy vergelykings. Onthou, hy het in vergelykings verkondig. Buite vergelykings het hy niks gesê nie. 'n wonderwerk is ook 'n vergelyking, dit is net vergelyking in aksie. So die vergelykings is baie belangrik. Ons sê dat Jesus is die Nasarener. Nou vir tradisionele, en ons het hieroor gepraat in 'n vorige video, maar ek wil dit net weer herhaal, vir die tradisionele Christen beteken dit hy kom van die dorp van Nasaret, al wat nie die waarheid is nie. Nasaret het nie bestaan in die tyd toe Jesus op aarde was nie. Daar was wel 'n klein bymekaar kom groep aan die voet van Berg Karmel, wat naby vandag se Haifa, die moderne stad Haifa in Israel is. En daardie groep het bekend gestaan as die Nasareners, en hulle village waar hulle gewoon het dan bekend gestaan as Nasaret. Maar dit is nie dieselfde as die dorp wat ons vandag op die kaart kan vind. As jy die Google kaart oopmaak, jy tik in Nasaret, Israel, dan kry jy die dorp daar. Dit is 'n baie latere dorp. Daardie dorp het eers ontstaan na die tyd van Jesus. In Jesus se tyd het dit nie bestaan nie. So om te sê Jesus is van die dorp Nasaret, wat vandag nog bestaan, is nie waar nie. Jesus was 'n Nasarener om 'n ander rede. Daar was 'n groep volgelinge, of hulle is eintlik 'n sekte van die Judaïsme genoem. En hulle was by Qumran, net buite Jerusalem, en hulle het ontstaan min of meer 150 voor Christus, en het bestaan tot 70 na Christus, toe die Romeine basies omtrent alle Jode doodgemaak het in Jerusalem, en die stad verwoes het, die tempel verwoes het, die Qumran gemeenskap verwoes het. Hulle het net genoeg gehad van hierdie opstandige Jode, want daar was Makabeer opstand 150 voor Christus deur die Makabeërs. Hulle het hierdie opstand gereël, en hulle het die Empire of the World, die Grieke, uit Jerusalem gedryf, en hulle het half hulle vryheid terugkry, nie verlang nie, toe neem die Romeine hulle weer oor. So daardie opstand het die heeltyd gebroei. Het was net so onder die dekmantel, dat hulle die heeltyd net wil opstaan. En die Romeine het net absoluut, kan maar sê, gatvol geword hiervoor. En in 70 na Christus, toe daar weer 'n Makabeer opstand is, toe het hulle net uitgegaan en doodgemaak, stad verwoes, tempel afgebrand, Esseners uitgemoor, en die hele spul net tot 'n einde laat kom. Nou hierdie Esseners, wat in 150 na Christus ontstaan het ontstaan, want toe die Makabeërs Jerusalem toe nou oorneem van die Grieke af, het hulle die Zadok familie, wat afstammelinge van die oorspronklike Aaron was. Aaron, kan julle onthou, het saam met Moses Egipte toe gegaan om die volk uit slawerny te gaan bevry. Sy nageslag was die Zadok familie, en die Zadok familie was tradisioneel die hoë priesters in die tabernakel eers, en later dan in die tempel in Jerusalem. Met die Makabeer opstand is hierdie Zadok familie tersyde geskuif. Hulle wou niks meer met hulle te doen gehad het nie, want hulle het gesê die Zadoks wou nie regtig in opstand kom teen die Grieke nie. En hulle het 'n nuwe familie, die Hasmoneëns,
ingebring as hoë priesters. En hulle het dan die Zadoks vervang. Nou die Esseners, wat baie tradisioneel was in daardie stadium, het gesê, jy bring nie politiek in die tempel in nie. En daarom het hulle die tempel en alles wat daar gebeur het verwerp en hulle het uitbeweeg en gesê ons wil van hierdie Asmoneëns niks weet nie, ons hang die Zadok familie aan en hulle het hulle self gaan vestig by die Qumran gemeenskap net buite Jerusalem, naby die Dooie See. Hulle geskrifte is later in die vroeë 1950s herontdek in die Qumran grotte. Want in 70 na Christus is hulle ook verwoes deur die Romeine en van hulle geskrifte het in erdekruike behoue gebly in die grotte en ons het dit vandag, dit staan bekend as die Dooie See of Dead Sea Scrolls. Jy kan dit gaan Google, jy kan dit lees, ongelooflik interessant wat hulle geleer het. Nou Jesus was deel van hierdie groep, want die Nasareners by Berg Karmel, die Esseners by Qumran en die Therapitai wat in Egipte was 3 afsonderlike sektegroepe wat geklassifiseer het onder die Sambreel groep van die Esseners. Die Therapitai in Egipte is baie interessant. Hulle het eers in die ooste van Egipte gebly en dan verskuif hulle al hoe meer weswaarts na die stad Alexandrië toe, want Alexandrië wat deur die Grieke gebou is, het hierdie hub, jy weet, hierdie sentrum van kennis en van wysheid geword met die enorme biblioteek wat daar was en hierdie Therapitai het deel van daardie beweging geword omdat die wysheidsliteratuur en die filosofie van die tyd lewendig te hou en dit te beoefen in Alexandrië. Die Nasareners, soos ek gesê het, was by Berg Karmel en dit is waar Jesus dan groot word. En hy word in daardie village van die Nasareners groot en hy groei op in hulle leringe, wat dieselfde was as die Esseense leringe by die Qumran gemeenskap. Jesus bevestig dit deur na Johannes die Doper toe te gaan en te gesê, jy doop my. Want Johannes die Doper was 'n leiersfiguur onder die Esseners. Hy was nie die stem in die wildernis, jy weet hierdie man wat in die wildernis geleef het, want die Qumran gemeenskap was in die wildernis. Daardie area staan bekend as die wildernis van Judea. En Johannes die Doper, interessant, sou ook eintlik 'n hoëpriester gewees het, want hy kom van die Zadok familie af. En as 'n leiersfiguur in die Esseners, het almal aangeneem hy gaan eendag 'n hoëpriester wees, maar hier kan hy nie meer wees nie, want die Zadoks is uitgedryf en die Asmoneëns het oorgeneem. So vir Jesus om na Johannes die Doper toe te gaan, was 'n aksie om te sê, ek vereenselwig my met hierdie groep, wat die Esseners was, en daarom doop Johannes hom dan in die rivier. As ons dan nou aangaan, is die ooreenkomste tussen die Esseners, Nasareners, Therapitai en die leringe van Jesus, is net ongelooflik. In die eerste plek sê Jesus, die sentrum van my verkondiging is Matteus 6 vers 33, soek allereers, vergeet alle dinge, soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Nou kom hy in Lukas 17 en sê, daardie koninkryk van God is nie 'n plek iewers nie, dis nie die hemel iewers nie. Die koninkryk van God is binne in jou. Nou dit was 'n esseense lering, wat Jesus dan optel en leer in Matteus 6 vers 33, as die sentrum van sy leringe, wat hy vir die mense in daardie dae bring. Die volgende een wat baie interessant is absoluut anti-alkohol. Die Esseners het gesê, ons drink nie sosiaal nie, ons drink nie alkohol nie. Nou, mense sal nou opspring en sê, maar Jesus het dan alkohol gebruik om die nagmaal in te stel met die laaste avondmaal, waar hy en sy disippels in boventrek in Jerusalem by mekaar kom, tydens die Pasga, en hy stel dan die nagmaal in daar. Ja, dit is wat daar gebeur, maar hulle het nie alkohol gebruik nie. Yayin is die Hebreëse woord, wat ons dan vertaal in Engels met wine en Afrikaans met wyn. Yayin beteken nie wyn nie. Yayin het 2 betekenisse. Dit beteken, dis 'n druiwesap, maar daar's 'n onderskeid wat getref word. Die eerste 3 dae, as druiwesap gepars word, is dit gesien as vars druiwesap. Dis die beste yayin wat jy kan kry, volgens die Hebreëse gebruik. As dit ouer as 3 dae gaan, dan begin dit te fermenteer, want onthou, Israel is 'n warm land, en daar is nie yskaste nie, so dit begin te fermenteer, en die ouer yayin, wat nog steeds yayin genoem is dan gefermenteerde druiwesap, wat ons dan as wyn sal vertaal.
So die onderskeid in vertalings het totaal en al verlore gegaan. Want ons verstaan nie die woord yayin van die Hebreëus en later Aramees wat Jesus gepraat het nie. So die gebruik in die tradisionele Judaïsme was die beste yayin was die eerste 3 dae oue druiwesap. En as dit klaar is, dan het hulle die ouer druiwesap gebruik. Ryk mense kon vars druiwesap bekostig, arme mense kon dit nie bekostig nie, so hulle het gewoonlik maar die wyn gedrink, het seker ook maar lekker dronk geword daarvoor. Dit sien ons by die water in wyn verander. Toe Jesus daardie water in yayin verander, met ander woorde, 3 dae oue beste druiwesap, want die gasheer kom en sê, waar het julle hierdie yayin weggesteek? Dit is die beste, so met ander woorde, dit is die varsste, dis minder as 3 dae oud, want Jesus het nou net verander van water in yayin. Dan kan ons verstaan, al die gaste is al dronk op al hierdie ou yayin, wat ouer as 3 dae is, nou bring julle die beste yayin. So dit is wat Jesus gebruik het met die laaste avondmaal. Die beste, want hy het geweet, dit is sy laaste kommuniale, en dis 'n baie belangrike aspek, kommuniale ete saam met sy disippels, voordat hy dan gekruisig gaan word. So hy gebruik die beste yayin, nie wyn nie, vars druiwesap. En ons moet dit leer, want dit is so ontsettend belangrik om te verstaan wie en wat hierdie Jesus regtig was. 'n Volgende baie belangrike punt sluit hierby aan, met die kommuniale ete, die laaste aand waar almal saamkom. Dit was 'n gebruik van die Esseners. Hulle het in hierdie kommuniale village gewoon in Qumran, en almal het alles gebring wat hulle het, en almal het in alles gedeel. Daar was nie 'n onderskeid tussen ryk en arm, en tussen die haves en die have-nots van die dag. Dit was 'n gemeenskap wat alles gedeel het. Hulle reël was dan ook, as jy in hierdie gemeenskap inbeweeg, verkoop jy alles nie, jy bring alles wat jy het vir die hele gemeenskap. Dit is ook 'n lering wat Jesus dan bring. Hy is absoluut teen rykdom. Hy vertel die gelykenis van, dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te beweeg as vir 'n ryk man om die koninkryk van God in te kom. Die oog van 'n naald is daar die klein ingang langs die groot ingang in die stadsmure van Jerusalem. So in die aande dan maak hulle die groot hekke toe, en die klein ingang wat bekend gestaan het as die oog van die naald, het dan oopgebly, en slegs mense te voet kon deur daardie opening gaan. 'n Kameel kon nie daardeur gaan nie. En dit is waar hier die sêding van Jesus kom. So hy was baie anti-rykdom, anti-hierargie. En dit is hoekom hy dan ook in latere tyd, en jy kan dit gaan lees in Johannes 20 vers 21 gesê het, moenie mense of 'n man, want onthou dis 'n patriargale struktuur, moenie 'n man jou leermeester of jou meester of jou koning noem nie. Almal is gelyk. Jesus was baie teen hierdie hiërargiese struktuur wat in die tempel gegeld het, want die Esseners was baie daarteen. Hulle het gesê ons is 'n kommuniale groep van mense waar ons almal gelyk is in die oë van God. 'n Verdere lering was dan om hierdie verder te vat, en hulle het gesê ons leef 'n lewe van simplisiteit, van nie rykdom nie. En dit kan jy gelees in Matteus 6 vers 19 tot 20 en Lukas 9 vers 3, waar Jesus hom baie sterk uitspreek teen rykdom en sê ons leef almal gelyk en ons deel alles wat ons het. In Matteus 23 vers 9 tot 11 is dan die gedeelte waar Jesus sê, moenie iemand jou leermeester noem nie, moenie 'n man verhef nie, moenie gaan en iemand op 'n pedestal sit nie, want Jesus was baie anti-tempel. En mense sal sê, maar hy was dan 'n rabbi, hoe kan hy anti-tempel wees? Het jy die gelykenis gelees waar hy instap en die tempel skoonmaak van alle korrupsie, van alle geldhandel wat daar aan die gang was? Nou daar was 'n hele ding rondom dit in die tempel, want mense moes hulle offerandes bring, en partykeer was hulle offerandes nie goed genoeg nie. Die priesters het bepaal of die offerande goed genoeg was of nie. As dit nie goed genoeg was nie, dan moes jy 'n offerande, wat gewoonlik 'n lam, die perfekte lam, dan koop by die tempel. Maar jy kon nie jou Romeinse geld gebruik om hierdie lam te koop nie. Jy moes jou Romeinse geld ruil vir die shekel, want die shekel, wat vandag nog die geldeenheid van Israel is, die shekel was die enigste geldeenheid wat in die tempel aanvaar is. So hierdie ruilhandel het plaasgevind binne in die tempel.
En natuurlik is daar kommissies betaal, soos maar vandag ook die geval is. Daar was hierdie groot verhandelings wat gesê het, ons bepaal die shekel is nou so sterk teen die Romeinse geldeenheid en die gewone mense moes dit maar net betaal. So dis hierdie tipe van korrupsie wat aangegaan het. Die korrupsie van jou offerande is nie goed genoeg nie hier. En hierdie manier het die tempel gebruik om dan groot rykdom bymekaar te maak. En Jesus wat teen rykdom was en teen die hiërargie binne die tempel was absoluut teen tempel. Hy het nooit deel geword van hierdie offerande in die tempel nie. Hy het nooit as 'n rabbi offerandes gaan offer aan Jahwe, die God van die Ou Testament nie. Hy was absoluut teen dit. Hy was teen bloedvergieting, want die Esseners was absoluut daarteen. Hulle het aangesluit by die profete van die Ou Testament wat al gesê het, die ware God soek nie jou offerandes en jou bloed en al daardie en jou wierook en al daardie goed nie. Die ware God soek jou hart, die koninkryk binne in jou. En dit is dan die kern van die lering wat Jesus dan bring, wat absoluut teen die leringe van die dag van die Fariseërs, die Sadduseërs, die skrifgeleerdes van sy tyd was. So hierdie is baie eenvoudig en baie vinnige opsomming van hoe dit wat Jesus ingeglo het en dit wat die Esseners verkondig het by mekaar aansluit, wat 'n verdere bewys was dat Jesus 'n Nasarener was, nie van Nasaret af nie, maar deel van die Esseense groep was. 'n verdere klinkklare bewys wat die laaste spyker in die doodskis van hierdie storie dat Jesus van Nasaret afkom en daarom is hy 'n Nasarener genoem. Die laaste spyker in daai doodskis kan jy gaan lees in Handelinge 24 vers 5. So hulle het Paulus gevang en omdat hy 'n Romeinse burger is, vat hulle hom Rome toe en waar hy nou verhoor word. Hoekom? Want hy was hierdie opstandeling, jy weet soos die Makabeërs. Hy wou opstand teweegbring, sê hulle, en dit is die grootste klag teen hom. En dan sê hulle in die boek van Handelinge 24 vers 5, hy is een van die hoofleiers van die Nasareners. Ek gaan dit weer sê, hy is een van die hoofleiers van die Nasareners. Nie omdat hy van Nasaret afkom nie, maar omdat hy deel is van die Nasareense groep, wat deel is van die Esseners. En daarom kry ons die leringe van Jesus so duidelik ook by Paulus. Hy begin eintlik daarmee. Onthou, Paulus se briewe is ouer as die evangelies. So Paulus het eerste geskryf. Hy is die eerste wat die nuwe Christelike geloof begin boekstaaf het, wat dit op neer begin skryf het, hy en sy volgelinge. So hy het die eerste leringe volgens die woorde van Jesus begin vertel en sê, hoewel hy nooit 'n oog of oorgetuie van Jesus self was nie, hy het ook nie moeite gedoen om by die disippels uit te kom nie. Na sy Damaskuspad ervaring, toe hy tot die geloof gekom het, wat doen hy toe? Hy het gegaan na die Nasareners toe, by Berg Karmel, en hy daar verder gaan leer in hierdie leringe van hierdie Jesus wat hy ontmoet het op die Damaskuspad. En dan kom hy en hy begin met sy reistogte om hierdie evangelie dan verder uit te brei. So dis 'n baie belangrike aspek om te verstaan dat Paulus was ook 'n Nasarener, hy was later een van die leiersfigure binne die Nasareense groep, wat dan deel was van die Esseners tot 70 na Christus, wat die hele kaboedel toe nou deur die Romeinse ryk totaal en al uitgewis is. Ek hoop julle vind dit baie interessant, want dit maak vir ons 'n boek oop, 'n nuwe wêreld oop, oor hoekom Jesus sekere goed vertel het, hoekom hy sekere goed gedoen het, hoekom hy teen sekere goed was, en ons kry dit, omdat hy 'n Nasarener was, wat deel was van die Esseense groep. Sien julle op 'n volgende video.